soos ek aangegaan het met die roete en ek kyk na die honde en sien die hare staan regop op hulle, toe was dit reeds te laat. Ek is van agteraf aangeval en met 'n mes gesteek. En die man het daarin geslaag om my na die grond te dwing en bo op my te sit. Hy het my gebyt, hy het my geslaan, hy het my gesteek met 'n mes op verskeie plekke. Hy het een doel gehad en dit was om my dood te maak, want hy het hier gesteek en dit elke keer gemis, my liggaam raak gesteek. En net die Here se genade alleen van bo het vir my die krag gegee om hierdie aanval, om terug te veg, van vir my lewe geveg. En op een of ander onverklaarbare manier, want hy het al reeds sy broek los gehad, het ek daarin geslaag om op my voete te kom. En weer eens is dit die Hemelse Vader wat vir my die leiding gegee het om die selfoon, waarvan hy onbewus was, uit my broek uit te haal en dit in die veld te gooi as 'n lokas wat toe nou gewerk het. En toe hy gaan om die selfoon te gaan oplaai, toe hardloop ek vir die uitgang. Die honde saam met my, hulle het net so hard verwoedend saam met my beklei. So hierdie man het agter die bos gesit, hy het my dopgehou al lankal. Hy het geweet ek gaan daar verbykom, hy het my voorgelê. Ek het geen twyfel daarin. En daar is ook baie jong mense wat daar draf. Maar hulle het MP3 pleiers in hulle ore wat baie gevaarlik is, want ek het hierdie bosloper al voorheen daar opgemerk. En die oudregter, Joe Hiemstra, wat die voorsitter is, hy en sy vrou doen hulle bes om daardie plek te beveilig. Met ander woorde, dit is 'n tuiste vir baie mense van Bloemfontein. En dis die enigste plek wat ons het om te stap.